Môre gemeente. Baie welkom by vanmôre se diens en ook besonders welkom aan die familie wat ver gery het ook, familie wat vandag doop. Ons het 'n besonderse geleentheid as dit kom by die doop vandag. Ek gaan vir julle so lei daarin en dit is 'n voorreg om vandag dit te kan beleef. Maar voordat ons by die doop kom, wil ek vir jou vra, raak bewus van dit wat jou bang maak, wat vir jou angs gee. Raak bewus van die dinge in jou lewe waaroor jy bekommerd is. Miskien het jy ingestap in die erediens en jy het glad nie daaraan gedink nie. Dalk is dit iets wat jy ver weg bære. Maar raak bewus daarvan. Die graf is leeg, die Here het opgestaan, ons het dit gesing, ons het die Here se naam geloof en prys. Die graf is leeg, die Here het opgestaan. Net soos ons sit, kom ons raak stil voor die Here. Jesus het gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Gemeente, ek groet julle vanmôre in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Kom ons staan en ons roep ons God aan met lied 524. God roep met woord en daad. En ons sing dit as ons lofsang en soos ons dit sing, dink aan dit wat jy regtig waar hier binne in jou hart het, wat vir jou angs bring, wat vir jou vrees by jou wek. Maar saam dit, dink ook aan die woorde wat jy sing. Dink aan wat die Here van jou vra as mens. Nadat ons die loflied gesing het, kan ons gaan sit en dan gaan ons oorgaan om die doop te dien. Kom ons staan. Nou, vandag, baie van julle sal weet, ek is nie altyd so goed om name te onthou nie. Nou, dit het my nogals uitgedaag vandag, want toe sê hulle vir my, maar hulle bring vir my 2 om te doop. 2 kinders, en hulle lyk dieselfde.
So nou, as ek hulle nou vorentoe roep, nou dink ek by myself, hulle het vir my Vrydag verduidelik, daar is effense tekens waarna jy kan kyk, maar julle gaan my maar moet help, om net te sê dat ek die regte kind, die regte naam doop. Dis 'n voorreg, julle, dis regtig 'n voorreg om vandag hier te staan, nadat ons laas naweek Paasnaweek gehad het, nadat ons gekyk het na die kruis, die graf wat leeg is, en dit is juis dit waaroor die doop gaan. Die Here het vir ons gesterf, die Here het die pad vir ons voorberei. En in die aanleiding van die erediens, dan kom verduidelik dit vir ons so mooi, wat is die doop? En ek gaan dit vir ons lees, voordat ek vir Daniel en Liesel vorentoe roep, sodat hulle op die vraag kan antwoord. Maar ek wil gou vir ons lees, wat is die doop? Die doop in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, beteken die volgende: dat ons en ons kinders, wat as sondaars in die wêreld gekom het, slegs in die koninkryk van God kan kom, as ons opnuut gebore word. Dat die Here daardeur bevestig, dat hy ons in sy verbond insluit, ons tot sy kinders aanneem en ons deel laat hê aan al die voorregte van die verbond. Dat ons en ons kinders verbind word aan Christus, wat ons sonde deur sy bloed afgewas het. So mooi, laas naweek het ons dit daarna gekyk, ons het dit beleef, ons gaan vandag voort daarmee. Dat ons ou sondige lewe saam met hom aan die kruis gesterf het en saam met hom begrawe is, maar dat ons ook weer deur sy opstanding lewend gemaak word, sodat ons vir die sonde dood is en vir God lewe. Dat die doop 'n seël is van die inlywing in die kerk van Jesus Christus en ons verplig om as lewende lidmate te leef. Dat ons as gedooptes die Here uit dankbaarheid met ons hele wese moet lief hê, betrou en dien, en dat die Here ons deur hierdie sakrament verseker dat hy deur sy Gees in ons woon en ons lewe daagliks so regeer dat ons hoe langer hoe meer sy beeld vertoon. En ons sit hierso, die van ons wat gedoop is, kan hierdie daarna luister en ons kan net terugdink en ook weer vir onsself sê, maar dit is wat die doop van my vra, om te lewe soos wat die Here van ons vra, uit dankbaarheid vir dit wat hy reeds gedoen het. Die verbondskinders moet gedoop word, kinders van gelowiges moet gedoop word, omdat God die kind van die begin af insluit in sy verbond met die gelowige ouers. Daarom is hele gesinne in die Nuwe Testament gedoop, waar die ouers tot geloof gekom het. Al verstaan die kinders nog nie die doop nie, verander dit niks aan die geldigheid daarvan vir hulle nie. Trouwens, dit beklemtoon juis die feit dat dit God is wat uit vrye genade ook in hulle geval die inisiatief neem in hulle verlossing. Hoekom daai gedeelte inkom, dat ek dit sommer baie eenvoudig verduidelik. In die tyd van Paulus was dit nie, het hulle nie daai gedeelte regtig maar nodig gehad om vir hulle te verduidelik. Luister nou hierso, Daniel, ons doop nou julle kinders, kom ons sê nou maar Daniel kom nou vandag tot bekering, hierso waar hy nou sit, en nou moet sy hele familie tot bekering kom, want sy hele familie volg sy geloof. So nou, doop ek hom, ek doop sy vrou, ek doop sy kinders, en ek doop ook sy slawe, slavinne, almal wat vir hom werk. Die rede hoekom ek dit doen is, die Here het vir almal gesterf. Die Here het vir almal gesterf, en ek weet nou ook, dat as ek hier weg gaan stap, dan gaan hy vir hulle leer van Jesus, en hulle almal gaan sy geloof aanneem. So in daai tyd as Paulus omgegaan het, ons lees dit ook in Handelinge, dan kom hy by 'n vrou, sy kom tot bekering, en dan doop hy die hele gesin, bedoelende die familie, almal. Die Griekse woord sê vir ons dis almal, dis slaaf, slavin, almal word gedoop, want hulle neem die hoof se geloof aan. En die Here het vir almal gesterf. So dan doop hulle almal. En dis presies dieselfde. So hulle sal in daai tyd outomaties nou vir hulle geleer het, maar hoorie, ons glo in Jesus Christus, dis wie Jesus is, dis hoekom ons gedoop word, dit en vertel word, en almal het saamgegaan
en hulle glo dit en hulle vat die pad saam met die hoof van die huis. Vandag gebeur dit net nie meer, sodat ons verseker is as ons hier staan, dat ons weet die ma en die pa gaan dit verkondig nie. En daarom word dit ingebring dat ons vir hulle sê, maar beloof jy dat jy dit sal doen? Beloof jy dat jy hierdie pad saam sal stap? Dat jy vir jou kind gaan vertel, wat is hierdie wonderlike gawe wat die Here vir jou gegee het? Onthou mooi, die doop val die klem op Jesus Christus, wat hy reeds vir ons gedoen het. Want daar's niks wat ons kan sê en sê, hey, ek het nou vandag tot bekering gekom, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen, ek het dit gedoen. Waar val die klem dan? Op ek. Waar is die kruis? Waar is die gedeeltes van die Bybel wat vir ons sê, maar ek is die weg, ek is die waarheid, niemand kan na die Vader kom behalwe deur my nie. Waar is dit? Waar is die gedeeltes in die woord wat vir ons kom sê, dis die Gees wat in ons werk, dis die Gees wat maak dat ons glo. Die klem kan nie op my val nie. Dis hoekom Paulus sy hele lewe deur is. Nederig, want hy weet, dis God wat in hom werk, dis God wat hom maak glo. Daarom kom ons en ons sê, Here, vandag val die klem op U, dit wat U vir ons gedoen het, dit wat U vir hierdie 2 wonderlike kinders gedoen het, dit wat U vir Liesel gedoen het, dit wat U vir Daniel gedoen het. Ek gaan hulle vorentoe roep, en soos ek hulle vorentoe roep, Daniel, Liesel, julle kan vorentoe kom, soos ek hulle vorentoe roep, is dit 'n baie besonderse geval vandag. Hulle albei is in die NG Kerk en vandag doop ons vir Daniel saam met die twee dogtertjies. Hy word vandag gedoop saam met hulle, hy doen sy belydenis ook saam met ons hierso. En ek het so baie daaraan gedink en ek het net by myself besef, wat 'n voorreg is dit wat ons vandag hier beleef. Wat 'n voorreg is dit, want dit is presies wat ons hierso uit lees, vind vandag hier plaas. En dat hierdie familie hierdie stap neem, en hulle sê maar, ons is 'n familie, ons is deel van hierdie gemeente, ons is deel van Jesus Christus. Gemeente, soos ons hierdie vrae lees aan hulle, onthou, wat het julle beloof? Onthou, wat het julle gesê die dag toe julle ook hier gestaan het? Ek gaan vir julle die 4 vrae lees, en daarna dan kan ons die 2 inroep, en dan gaan ons oorgaan om die doop te bedien. Julle moet nou mooi luister en reg antwoord asseblief. Ten eerste, ek gaan sommer al 4 lees en dan antwoord julle hardop daar. Glo julle in die 3 enige God, soos dit in die Bybel aan ons bekend gemaak is? Ten tweede, aanvaar julle dat die boodskap van die Bybel, soos dit in die belydenisskrifte van die kerk verwoord word, die ware leer van verlossing is? Bely julle dat kinders van gelowige ouers deur die genade in Christus Jesus aan God behoort en daarom tot lidmate van die kerk gedoop te word? Dan ten vierde, en ek draai altyd hiernatoe. Beloof julle, steeds julle, om julle kinders volgens die Bybelse leer en belydenisskrifte van die kerk op te voed, vir hulle 'n voorbeeld in lewenswandel te wees, en hier kom die belangrike gedeelte vir ons, om die gemeente toe te laat om julle as ouers hiermee te help. En soos ons altyd vir mekaar sê, hoe doen ons dit as gemeente om hulle te help? 'n Paar jaar terug sou jy vir my gesê het, is om hier te kom staan en vinger te wys? Nee. Die beste manier hoe ons as 'n gemeente hulle help, is om as voorbeelde te wees vir daai kinders. En dit help nie vir wat ons sê nie, hulle kyk na ons, hulle sien wat ons doen. So as ons hierdie vraag aan hulle vra, kyk ons na ons as 'n gemeente en ons sê, en om die gemeente toe te laat, om julle as ouers hiermee te help. Dit sluit ons in, want ons is een groot familie. Mag ons ook so lewe, dat ons vir hierdie 2 wonderlike kinders kan wys, hoe lyk Jesus Christus? Wat is julle antwoord hierop? Dan gaan ek vra dat die 2 ingebring word, en soos ouma hulle inbring, en dis ouma,
Ouma en Almarie. Annemarie. Ja, sien die name sussie, ja. Ek onthou daarom vir al die probeer al die name onthou. Soos ons hulle vra om in te bring, gaan ek vir Pauline vra om vir ons ook 'n lied te sing, te speel. Ons wag. Die inbringslied. 289. Dankie. Lieselotla. Nou gaan ek vir oupa ook vorentoe roep en ek wil eintlik die hele familie, almal, ouma, oupa, almal wat hier kan wees. Dan gaan ek vir julle vra, julle kom staan vir my hierso by die doopbak en dan familie agterom. Die rede hoekom ons die familie ook saam wil hê hier is omdat julle ook deel is van hierdie gesin en hulle ook na julle kyk. En kyk wat julle doen. Julle almal is deel van die opvoeding. Danai Lizai. Dis 'n voorreg. Daniel, ek gaan jou heel eers te doop. Voordat ek jou doop, wil ek gaan julle met gevoel voel hierdie water. Dis gewone watertjies. Wil jy voel? Ja, sy voel dis gewone water. Die krag lê nie in die water nie, die krag lê in dit wat ons gehoor het laas Sondag, is vir Jesus wat vir ons aan die kruis gesterf het. So hierdie is maar net gewone water, jy kan nog voel. Ja, jy mag dan speel ook. Die krag lê in dit wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Daniel, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Sy. Ek doop jou in die naam van die Vader. Sy, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. So. Wil jy weer voel? Daar sy. Danai. Nou gaan ons gaan. Danai, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Gemeente, ek wil vra dat julle oë sal sluit. Kom ons sluit ons oë. Soos hulle oë gesluit is, gaan vra ons vir die oupa om 'n gebed te doen vir hierdie gesin. En soos hy die gebed doen, kan jy net soos jou oë gesluit is, jou hand uitsteek en saam met hom bid vir hulle. Wonderlik Here Jesus. Vanoggend kom ons sê vir U dankie vir U groot genade. Here, U genade vergestalt in liefde vir ons. Here, ons sien U liefde vir Danai en vir Lizai. Ook reeds van hulle 26ste week af. Here, baie dankie vir daardie groot liefde vir hulle. Here, en dan bring U vandag die siel van U liefde vir hulle. Daarvoor sê ons ook vir U dankie. Here, baie dankie dat U ook hierdie siel van liefde vir Daniel gegee het. Here, en dan bid ek U seën af op hierdie gesin. Ek bid U seën op Liesel, Daniel, Danai, op Lizai. Here, gee dat hulle as gesin dan in U voetspore sal loop. En gee dat hulle hierdie opvoedingstaak van hierdie wonderlike nuwe lewe wat U vir hulle gegee het, baie ernstig sal opneem, sodat uiteindelik hierdie tweeling die liefde wat God vir hulle het, werklik sal verstaan. Vra dit in U naam se wil. Amen. Net soos julle bly staan, wil ons net graag vir julle oorhandig. Kan ek gaan vir ouma gee. Ouma kan vashou
En dan sê ons net vir julle baie geluk. Ek gaan vir julle 'n drukkie gee. Baie geluk, maar julle moet net hier bly staan. Baie geluk. Ek gaan julle almal, julle is almal deel hiervan. Baie geluk. Gemeente, net soos ons bly sit, steek ons hande uit en jy kan saggies, soos hulle vir ons sing, kan jy die seën oor hulle bid. Gemeente, wat die voorgesien het is 'n wonderwerk. As ons baie tyd gehad het en die familie my toestemming gegee het, sal ek dit graag met julle wil deel. Maar daar wat julle hier voorgesien het, is genade op genade op genade. Dit is 'n wonderwerk wat ons vandag net kon ervaar het en vir Here sê, Here, dankie. Die 2 wonderlike kinders wat U hierdie familie mee geseën het. Soos ons sit, kom ons raak stil. Here, ons weet dit is gewone water, maar ons weet die krag lê in die kruis. Die krag lê in die oop graf. Here, dankie dat U Liesel en vir Daniel geseën het. Met Lisay en Danai. Here, dankie dat U saam met hulle was. Met elke tree. Dat U by hulle was. Dat U hulle opgetel het, hulle gedra het. In daai moeilike tyd. Here, dankie dat ons kan terugkyk en kan sien. U is in beheer. U regeer. Here, soos ons na U woord toe gaan, vra ons ook dat U ons sal bewus maak van al ons vrese. Maar dat U ons ook sal seën met U vrede. Amen. En dankie ook vir die Matthee familie wat vir ons ook gesing het. Dankie Pauline ook altyd vir al jou moeite. Wat is dit waarmee jy sit wat jou bang maak? Miskien soos jy sit, is dit nie tans daar by jou nie. Miskien
nou gesê het, is dit ver, diep weggebere. Miskien kom dit nog. Ons lewe in Suid-Afrika, so is nie baie moeilik om bang te raak oor dinge wat gebeur nie. Maar wat is daai aspekte? Wat doen jy daarmee? Die woord kom gee vir ons eintlik 'n baie snaakse antwoord. Ek dink hy gee vir ons 'n antwoord wat ons nie altyd verwag nie. Miskien het jy dalk min of meer dieselfde vrese of dieselfde gevoel soos wat die disippels gevoel het. Ja, kan jy nog onthou? Net so 'n bietjie agtergrond vir die van u wat nie meer kan onthou nie. Ons dink terug aan die kruis. Ons dink terug aan 'n wêreld wat juis die kruis gebruik om 'n volk bang te kom maak, om te sê, luister hier, ons is in beheer. Ja, daar is ook kerkleiers betrokke, wat saam met die Romeinse ryk werk, sodat 'n persoon aan die kruis moet hang. Vir die Romeine is dit 'n maklike goeie ding om te doen. Net sodat almal weet wie is in beheer. Net sodat almal weet jy kom sê nie of kom vertel nie van 'n ander keiser of koning nie. Net vir ingeval daar iemand is wat iets anders te wil kom sê, weet net wie is in beheer. En ons gebruik die kruis om jou bang te maak. Maar weet ook, in daai tyd van die kruis, hoe Jesus gesterf het en na 'n paar dae opgestaan het dinge nie net so verander in die wêreld nie. Onthou, dink mooi daaraan, toe Jesus opstaan, het dinge nog steeds aangegaan, soos dit was. Toe die graf leeg was, het die Romeine en die Jode aangegaan soos die dinge nog was. Dit was nie net asof alles net daai dag gesny het en alles het verander nie. Nee, daar was nog steeds Jode wat rondgeloop het en die Romeinse soldate gehaat het, die tollenaars gehaat het, nog steeds Jode wat gewag het vir die Messias wat gaan kom met een opstanding, of 'n Messias wat gaan kom om hulle te kom red uit hierdie wêreldse ding waarin hulle vassit. Daar was nog steeds hierdie opgewondenheid of afwagting van 'n Messias. En dan, net om jou geheue te verfris, het ons nog daai disippels. Julle kan onthou. Ek lees vir jou Markus 14 vers 50. Toe het al sy disippels hom in die steek gelaat en weggehardloop. Ons het vir mekaar gesê, daar gee hulle disippelskap op. Daar het hulle gesê, ek is nie meer disipel van die Here nie. Hulle kan nie nou omdraai en sê, Here, ek wil U weer volg nie. Hulle gee dit op. 'n sekere jongman is saam agter Jesus aan, met net 'n doek om sy lyf. Die mense gryp hom toe, maar hy het die doek gelos en kaal weghardloop, gevul met vrees. Ons onthou vir Petrus wat sê, ek ken hom nie. Het saam met hulle hom geloop, ek ken hom nie. Hy was sy disipel, ek ken hom nie. Ons onthou dit. Gevul met vrees, bang, angs. Want hulle weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar ek wil ook vir jou 'n gedeelte lees van die dames wat opgedaag het. Die volgende Sondagoggend stap hulle daarin.
En hulle sien, maar hier's 'n klip weggerol. En hier sit 'n man, en die man begin met hulle praat en sê, moenie skrik nie, sê hy vir hulle. Julle soek Jesus van Nasaret, wat gekruisig is. Hy is uit die dood opgewek. Hy is nie hier nie. Kyk, daar is die plek waar hulle hom neergelê het. Maar gaan sê vir sy disippels, en in die besonder vir Petrus, hy gaan julle vooruit na Galilea toe. Daar sal julle hom sien, soos hy vir julle gesê het. Hulle het uit die graf uitgegaan, weggehardloop, terwyl hulle gebewe het van die skrik. Bang, vol vrees, angs. Hulle het vir niemand anders iets daarvan gesê nie, want hulle was bang. Onthou, hulle het nie dit verwag nie. Hulle het nie verwag, hulle gaan kom en hier gaan 'n graf weg wees en Jesus gaan opgestaan uit die dood weg, leeg. Hulle het nie verwag nie. Hulle is gevul met vrees, hulle is bang. Wat gaan ons hiermee doen? Na Jesus se opstanding vroeg die Sondagmôre, het hy heel eerste aan Maria Magdalena verskyn, uit wie hy van tevore 7 bose geeste uitgedryf het. Sy het dit vir sy disippels gaan vertel, wat oor hom getreur en gehuil het. Alhoewel hulle by haar gehoor het, dat hy lewe, en dat sy hom gesien het hulle haar tog nie geglo nie. En dit is hier waar die som van die vrees nou inkom. Wat maak jy daarmee? Hoe verander jy vrees in 'n ander emosie? Wat moet gebeur? Wat het gebeur dat die vrees verdwyn? Lees vir ons Johannes 20 vers 19. Jesus verskyn aan sy disippels. Daardie Sondag aand was die disippels bymekaar. Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom. En tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Vrede vir julle. Maar die deur is gesluit. Afgesonder in hierdie vertrek. Bang. Ja, daar's baie redes hoekom hulle bang was. As ons kyk, Bruce Malina vir ons eintlik goeie redes. Ons moet onthou, alles gaan oor eer en skaamte. Ons sien Johannes Markus wat kaal weggehardloop het. Wat doen jy in daai tyd as daar skaamte oor jou kom? Jy het nou net gestap met eer, want jou rabbi het al hierdie wonders gedoen. Nou het hy sy gekruisig. Die slegste manier hoe hy kon doodgaan, het hy dood gegaan. Ons het weggehardloop, van ons skaal weggehardloop. Skaamte is oor ons. Wat doen ons? Ons gaan kruip weg. Hulle moet tog net nie van ons weet nie. Hulle moet ons tog net nie sien nie. Ons kan nie ons kop by hierdie deur uitsit nie. Dis groot skaamte wat oor hulle kom. Ja, hulle is skaam. Skaam oor dit wat gebeur het, maar ook skaam oor hoe hulle opgetree het. Van hulle dan gesê, kom Here, ek gaan saam met U. Ons is reg om te sterf. Hulle het weggehardloop. Skaam, maar tog ook bang. Bang, want hulle het gesien, wat maak hulle met hulle rabbi. Hulle het dit gesien, hulle het dit beleef. Hulle het daai houe sien val. Petrus weet, as hy gesê het, ek ken hom nie, as hy dit nie gesê het nie, was hy deel daarvan. Bang vir wat die Jode sal doen. Maar tog, kom die Here,
Alhoewel die deure gesluit was, omdat hulle bang was vir die Jode, het Jesus gekom en tussen hulle gaan staan en vir hulle gesê, vrede vir julle. Hoe mooi. En ewe skielik kom vat God die Ou Testament en die Nuwe Testament saam. Vrede vir julle. Hoe groet God sy volk in die Ou Testament? Vrede vir julle. Hoekom groet Jesus die disippels? Vrede vir julle. Kom ons dink terug aan donderdag aand voordat hy gekruisig was. As Johannes lees en jy lees daar 'n hele gedeelte waar hy vir jou kom vertel, ek gaan weg, ek gaan vir julle die Parakletos los, die Heilige Gees. Hoe groet Jesus hulle? Vrede vir julle. Vrede laat ek vir julle na. My vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wêreld gee nie. Julle moenie ontsteld wees nie. En julle moenie bang wees nie. Julle het gehoor dat ek vir julle gesê het, ek gaan weg, maar ek kom weer na julle toe. As julle my lief gehad het, sou julle bly gewees het dat ek na die Vader toe gaan, omdat die Vader groter as ek is. God kom gee nie voorspoed teologie in tye van vrees nie. Nee, hy bring vrede. Hy kom gee vir hulle vrede. Vrede wat nie van die wêreld afkom nie. Ek lees vir ons net so 'n bietjie verder. Hy's in daai vertrek, die disippels staan hier rondom hom. Nadat hy dit gesê het, wys hy sy hande en sy sy vir hulle. Luister mooi. Hy sê vir hulle vrede vir julle. Nadat hy dit sê, wys hy vir hulle. Dis ek. Die disippels was baie bly toe hulle die Here sien. Bang, angs, vrees. Hier kom Here in en hy sê vrede vir julle. Hy wys sy hande, sy sy en ewe skielik verander daai emosie van angs en vrees. Die disippels was baie bly in vreugde. Het iets hier gebeur. Het iets hier gebeur. Angs na blydskap. Maar die Here gaan verder. Vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. As julle vir mense hulle sondes vergewe, word dit hulle deur God vergewe. As julle dit nie vergewe nie, word dit nie deur God vergewe nie. Wat 'n groot boodskap in daai vers. Want ewe skielik kom die Here en hy sê, kom ons trek 'n streep deur hierdie teologie, hierdie tempelteologie, hierdie offergawe teologie, hierdie teologie van wat jy kan doen om vergewe te word. Nee, ons trek 'n streep daardeur. Ek gee vir julle die mag. Julle is die agent van hierdie genade van God. Dit wat ek nou net gedoen het vir julle. Julle is nou hierdie agent. Julle kan nou uitgaan. Julle kan mense se sondes vergewe. Nie omdat ons goed is nie, nie omdat ons mooi is nie, nie omdat ons enigiets gedoen het nie. Ons kan mense se sondes vergewe omdat Jesus Christus aan die kruis gesterf het. Die dood oorwin het. Daarom kan ons gaan. Ons kan mense se sondes vergewe. Ons kan gaan en ons kan sê, die Here het jou lief. Jou sondes is vergewe. Gaan weg hiervan af en lewe nie meer so nie. En dit kom van Jesus Christus. Ons gaan vers 21 net nog 'n keer lees.
vrede vir julle, sê hy weer vir hulle. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy dit gesê het, blaas hy oor hulle. Genesis 2 vers 7, blaas hy oor hulle. Kom ons gaan terug na die skepping. Wat het God gedoen? Lewe ingeblaas. Wat gebeur hier? Die nuwe gedeelte het aangebreek. 'n Nuwe skepping. 'n Nuwe fase. Hy blaas oor hulle die Heilige Gees. Met een groot opdrag. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Van vrees na blydskap, na opdrag, na Parakletos, wat saam met jou dit gaan doen. As dit kom by God en dit kom by vrees, kom sê hy vir ons, fokus op my. Fokus op my, wat die kruis gedra het. Fokus op my, wat die dood oorwin het. En as jy gevul is nog steeds met daai vrees, gaan dan uit met jou vrees en gaan verkondig dit. Dat die Here lewe. 'n bekende navorser in die Nuwe Testament het gesê, as dit moeilik gaan, as jy daai rapport oopmaak, en Malema sê vir jou iets wat jou bang maak, waarop moet jy fokus? Om toemaak, terugkyk na die kruis, en dan om verkondig dit. Dit vat die vrees weg. Nie voorspoedteologie nie. Maar dit vat die vrees weg. Omdat jy fokus op die een wat in beheer is. Want sodra jy dit verkondig, is jou fokus nie meer op die rapport of die beeld of die burger nie, of Facebook of WhatsApp nie. Jou fokus is op die kruis en in die graf. En daar gebeur iets daai aand. Vrees na blydskap. En dan kan ons Handelinge verder lees. Dan sien ons, hulle het uitgegaan en hulle het dit gaan verkondig. As die Gees op jou kom, as jy gevul is met die Gees, is die hoof fokus. Soos die Vader my gestuur het, stuur ek jou. Mag jou vrees en blydskap verander, want die graf is leeg. Die Here het opgestaan. Mag jy gevul wees met die Heilige Gees, dat jy kan uitstap, en gaan verkondig. Jesus Christus lewe. Jou sondes is vergewe. Hy het dit vir jou gedoen. Mag die Here jou seën met sy Gees. Amen.
Here, daar is so baie dinge wat angs by ons veroorsaak, wat vrees bring. Daar is so baie wêreldse aspekte wat ons bang maak. Here, en daarom kom ons as 'n gemeente vandag na U toe. En ons bid en ons vra, Here, seën ons, dat ons sal fokus op U. Maar Here, U weet ook, dit is moeilik vir ons baie keer, dis vir Thomas ook, om dit te glo. Maar Here, help ons met U Gees, dat ons net opnuut weer sal glo, en besef, dis 'n feit, dis die waarheid, die graf is leeg. Sodat ons sal wegkyk van ons aardse vrese, en sal fokus op U, wat in beheer is, op U, wat die enigste God is. Here, maar seën ons ook met U Gees, dat ons hierdie blye boodskap nie vir onsself sal hou nie, maar dat ons dit sal gaan verkondig. Dat ons die wêreld sal gaan vertel van hoe groot U is. Here, en dan wil ons vir baie dankie sê, dat ons vandag kon deel in 'n baie besonderse geleentheid, waar ons net weer vir 'n oomblik kon stil staan, kon terugkyk en 'n wonderwerk beleef. En soos ons terugkyk, verder terugkyk na die kruis, en weet, U was nog altyd in beheer. Here, seën ons met blydskap, met die Gees, dat ons hier sal uitstap en dit vir almal gaan vertel. Amen. Gemeente, ons kan ons Here Jesus dien met ons liefdegawes.
Ons gaan vandag afsluit met die sendingslied en ons gaan 4 verse sing. En as ons hierna kyk, en ons kyk na die graf wat leeg is, dan verander dit ons aardse vrese na blydskap, want ons fokus skuif. Maar wanneer ons fokus skuif, en ons fokus op die leë graf, dan ons dit nie vir onsself hou nie. Ons moet uitgaan en ons moet dit gaan verkondig. Terwyl ons dit sing, dink wat gaan hier aan. Dalk is daar nog dinge wat pla, gee dit vir die Here. Vra vir hom om jou te help om op hom te fokus. Vra vir hom om jou te help, dat die Gees jou sal help en lei, om sy woord te gaan verkondig. Nadat ons die 4 verse gesing het, bly ons staan vir die uitspreek van die seën. Kom ons staan. ontvang die seën.
Die Here sal ons seën en hy sal ons beskerm. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal vir ons genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal vir ons vrede gee. Die Here sal sy aangesig oor ons laat skyn en hy sal ons toevou in sy liefde. Amen.